Baie welkom by vandag se gebedsbegeleiding. Ons gaan begin met 2 minute van stilte. Jy is welkom om na die agtergrondmusiek te luister, of jy kan vir 2 minute die klank afdraai as jy absolute stilte wil hê. Tydens hierdie stilte wil ek hê jy moet luister. Luister na die stem in jou gedagtes. Wat is die dinge, gebeure wat jy vandag oordink? Wie is die mense wie jy vandag oordink? En hoe laat daai gedagtes jou voel? Jy is welkom om tydens hierdie stilte ook 'n notaboekie en 'n pen byderhand te hou en neer te skryf watter gebeure of persone vandag in jou kop opkom. Jy is ook welkom om 'n kers aan te steek, of as jy dalk by die kantoor is, 'n klippie of iets vas te hou, om net as 'n doelbewuste teken te sê, maar hier waar ek nou is, vir hierdie 10 minute, gaan ek my hart oopmaak om vandag na God se stem te luister. Bewus te word van sy teenwoordigheid in my lewe, en ook uiteindelik my hart aan hom oop te maak. En vir die Here te sê, hierso is ek, ontvang my soos ek is. En dankie dat ek voor U kan stil word. Dink oor hoe dit wat vandag in jou kop opkom, jou laat voel. Wat se emosies of gevoelens wek dit by jou wanneer jy dink oor hierdie mense of hierdie dinge wat by jou opkom? Word bewus van waar jy is en kyk in jou hart in. Ons open dan hierdie 2 minute van stil word en refleksie met begeleiding van Psalm 116 vers 7, en dan daarna gaan ons vir 2 minute net dood, stil en rustig word. Ons bid saam met Psalm 116 vers 7. Kom weer tot rus, my siel, want die Here het goed gedoen aan jou. Kom weer tot rus, my siel, want die Here het goed gedoen aan jou. Kom weer tot rus. Kom weer tot rus. Kom ons word stil. Dink oor hoekom jy voel soos wat jy voel vandag. Miskien voel jy nie baie lekker nie. En partykeer gebeur dit dat ons nie lekker voel nie,
bloot omdat ons onsself nie liggaamlik goed versorg het nie. Miskien het jy nie te gesond geëet nie, of laat gaan eet voordat jy gaan slaap het. Jy het dalk 'n onrustige nagrus gehad, jy het te min water gedrink, te min liggaamlike beweging gehad. Ons moet ons liggame versorg. Dit is wat God vir ons gegee het om deur hierdie lewe te beweeg. Of dalk is daar 'n verhouding of 'n wroging wat jy dalk uitstel, waaraan jy moet aandag gee. Wees bewus van hoe dinge jou laat voel, en dan dink jy dieper oor hoekom jy so voel. Wanneer jy inkyk in jou hart in, ontdek jy ook so waarmee God met jou besig is. Ons reflekteer verder vandag oor hoe denke van eenvoud ons kan begelei in ons verhouding en verbintenis met God. Luister saam na Prediker 7, vers 29. Dit sê, kyk, net dit het ek gevind. God het die mens reggemaak, maar hulle het baie planne gesoek. God het die mens reggemaak, maar hulle het baie planne gesoek. Ons hoor hier dat God ons in eenvoud geskep het en vir ons eenvoud gegee het. Dit is ons self wat chaos oor ons pad bring. Daarom word ons gebed vandag ook 'n belydenis van skuld, waarin ons erken dat ons self chaos in ons lewens ingebring het, wanneer God dit nie vir ons bedoel het nie. En ons bid saam. Here, roep ons terug na 'n bestaan van eenvoud en maak ons los van ooringewikkelde, selfgerigte planne. Maak ons los van ooringewikkelde, selfgerigte planne. Roep ons terug na 'n bestaan van eenvoud. Ons gebed vat ons verder in begeleiding deur God se woord na wat 'n lewe van eenvoud behels, met die woorde van Micha 6 vers 8. Dit sê, hy het jou bekend gemaak, o mens, wat goed is, en wat vra die Here van jou anders as om reg te doen, liefde te bewys en nederig saam met jou God te wandel. Lewe van eenvoud behels om nederig en regverdig te leef, en wanneer ons in 'n sielstoestand van tevredenheid is, dan is dit maklik om vrede te vind. 1 Timoteus 6 vers 6 tot 8 brei uit op daardie lewe van genoeg. Dit sê, maar die Gods saligheid saam met vergenoegdheid is groot wins, want ons het niks in die wêreld ingebring nie. Dit is duidelik dat ons ook niks daaruit kan wegneem nie. Maar as ons voedsel en klere het, laat ons daarmee tevrede wees. Dit herinner ons aan die nare realiteit dat ons met niks in die wêreld ingekom het nie, en dat ons met niks uit hierdie wêreld uitgaan nie. En hoe dikwels is dit die dinge wat ons wil probeer beskerm, wat ons harte swaar maak, wat vir ons langmoedig laat voel, wat ons bekommerd maak en angs in ons lewe inbring. Daarom sluit ons dan nou af met 'n gebed wat ons aanhaal uit Spreuke 30 vers 7 tot 9. En ons gaan hierdie gebed 'n paar keer ook herhaal. Dit sê, 2 dinge vra ek van U. Moet dit nie van my terughou voordat ek sterf nie. Valsheid en leentaal, hou dit ver van my. Moet my nie armoede of rykdom gee nie. Breek my porsie brood vir my af, sodat ek nie oorversadig raak en U misken en sê, wie is die Here nie, of verarm en steel en die naam van my God geweld aandoen nie. 2 dinge vra ek van U. Moet dit nie van my terughou voordat ek sterf nie. Valsheid en leentaal, hou dit ver van my. Moet my nie armoede of rykdom gee nie. Breek my porsie brood vir my af,
sodat ek nie oorversadig raak en U misken en sê wie is die Here nie, of verarm en steel en die naam van my God geweld aandoen nie. Amen.